Jy weet, dit is so belangrik dat ons huis blymoedigheid sal erken. En in die huis van die Here, die gesin van Jesus, is 'n blymoedige mens 'n baie belangrike persoon. Want ek lees in Romeine 12 vers 8, as ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Nou blymoedigheid praat van 'n positiewe gees, 'n ingesteldheid om na die goeie, op die goeie te konsentreer en die goeie onder ander mense te help ontwikkel. In 2 Korintiërs 9 vers 7 gaan dit verder, daar staan elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgenem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. So blymoedigheid is 'n element wat iemand help om te kan gee. Want so 'n persoon word deur die Here liefgehê. En as 'n mens met blymoedigheid deur die lewe gaan, blymoedig gee, dan weet ons, die Here sien dit raak. Hy waardeer dit. En dan, dit wat ons doen, word 'n positiewe aspek in hierdie gesin. Kom ons vergeet daarvan om aan mekaar klagtes te hê wanneer ons iets moet doen. Kom ons wees blymoedig en gee en doen met hierdie gesindheid, hierdie blymoedige gees. Gee ons en ons help ander en op die ou einde help ons onsself. Want ons weet, so iemand word deur die Here liefgehê. Wat 'n groot voorreg. Kom ons wees meer blymoedig en loop mooi.